How's it, Chili King fans? We're here today at Hermanus in Cape Town with a very good old friend of mine, a personalized chef of note. His name is Rainer. How's it, Rainer? How's it? How you doing? What are you going to do for us today? You're going to cook up a storm or what? Just a couple of steaks, some couscous salad, and garlic potatoes, and my own specialized fried tomatoes. Okay, cool. You want to say anything to the guys out there? Enjoy Chili King products, Bruce. Let's go inside. Is that Rainer? I see you're a big fan of chili sauce here, eh? Yeah, definitely. How did you get into liking chili sauces? Yeah, well, since I was young, I tried chilies the first time round, and that was it. I loved the flavor Once bitten, and never shy. I tell you, eh? Well, I'm glad we're here today with you and to cook with you to see what magic you can cook up in the kitchen. Waar is dat, Rainer? Wie lyk dit? Dis is nou weer terug hier in die kombuis by Hermanus en weer eens in Kaapstad vir die mense wat weet waar is Hermanus nie. Die mense in Pretoria, Johannesburg wonder seker partykeer Hermanus is seker 'n mens. Hoorie son, nou wil ek nou ietsie vra. Ek sien hierdie mense wat jy gebruik of vir die tool is 'n spierwit blade. Dit lyk vir my so 'n blade. Wat sê jy? So nou is dit nou maar gepaint of gespray paint of wat? Ja, hierdie is wat jy 'n ceramic blade noem. Okay. So dit is basies 'n teel. Amper soiets, ja. Bly langer skerp as jou stainless steel mes. Ja. En jy kan ook, Jy moet hom net nie laat val nie. ja, en jy kan ook slaai met hom sonder dat hy jou slaai gaan laat roes. Ja, okay. Slaai wat roes, my vader. Wat gooi jy nou vir ons hier in, Rainer? Alright, hierdie is nou die vetjies wat ek afgesny het met castor steaks af. Ja. Wat ek nou net so 'n bietjie gaan uitbraai om net die ekstra geur in die kossietjie in te sit. Hier is nou weer terug vir die pork fikkies, as dit nou so kan sê, né? Die gammon fikkies. So jy gaan nou hierdie gebruik vir meer as flavour. Jy gaan nou nie vir ons crackling maak nie, is dit reg? Nee. Daai is dis deur en deur vir geur. Okay, nou ons gooi die eie eers, so obviously gooi jy nou die bacon by. Ag, ek bedoel die eie by die vet. Dis hy. Ja, en dan jy wil nou die geur deur die eie ook hê. Wat se groen goedjies is dit nou vir ons hierso? Daai is jong ertjie peule. Amper soos Jack and the Beanstalk. Dis hy daai. Okay. Ja, so daai ouetjie gaan ons ook nou net so 'n bietjie flash fry en hy gaan ook in die couscous slaai ingaan. Wat is nou hier binne? Hierdie ouetjie is nou net so 'n bietjie botter en knoppeltjie. Regte botter, né? Egte botter. Die koei het homself op af. O, regte egte suiwer uit die koei uit. Ja, so ons gaan ons aardappeltjies nou daarin braai Ja. voordat ons hom gaan kook. Sien jy? So ek hoef nie voor die tyd te kook en Nee. in die microwave te sit en Nee, wat? ure in die stoompot en so aan. Nee, wat? Nee, met jou botter wat nou lekker warm is, braai jou aardappel op vinniger bruin. So dan kry jy nou die geroosterde aardappel wat mooi sag gekook word met 'n knoppelsmaakie. Ja, ek sien nou mooi vir ons daar. Lekker baby potatoes, garlic, regte botter. Gerookte paprika is in die ander pot, né? Dis hy ja. O, ek raak confused hier met die twee panne. Dit ruik so lekker, ek is nou dood van die honger al. Dan sit ons nou net so 'n klein bietjie timi en oregano by. Okay. Die aardappeltjies net so om te help. Dat die twee kan beter trou met mekaar. Trou sê jy. Ja, nee, die smaak het trou mos. En ons die varkerigheid nader sleep. Nee, nie 'n vark wanneer jy hier uithaal nie, boet. Maar dis nou die lekkerste van. Okay, so jy het vir ons die smaak gegee met die eie en die vet van dit. Dis hy. En nou is dit so hierdie gammon is ook gerook basies. Ja, dis castor steaks. Ja. Wat opgesny is. Mm. Werk beter as bacon. Okay. Dit net bietjie meer lyf. Ja. Is die chilies warmer in die Kaap of warmer in Gauteng? Maar ek het jou nou hier aan so bietjie van daai groener pepertjie laat probeer. O ja. Sê jy my nou maar wat jy dink. Kyk, dit was baie smaakvol. Ingelegde green pepper wat se sous was dit? Habanero sous. Ja, dit was eintlik ingelegde habaneros wat ek net so 'n bietjie groen peper en rooi peper en geel peper strippe by gesit het. Vir ekstra smaak. En natuurlik om op 'n pizzaatjie te gooi en so aan. Wel ek Maar
die hoofbestanddeel is definitief die habaneros. So, en ek weet dit maar van 'n local ouetjie af wat ek kom koop. En dan lê ek hom in so nou en dan as ek nou kan kry, dis nou nie permanent beskikbaar nie soos almal weet. Ons tuisgegroeide chilies is 'n skaarste as gevolg van ons klimaat. Ja. Maar ja, nee, As jy hom kry, dan gebruik jy vir hom goed. Nee, definitief. Hoorie nou, wat is daai daaronder? Is dit rys? Daar is die couscous. O, couscous. Ek moes koes. Hoorie nou, hy couscous het jy hom gekook of wat? Maar nee, die lekker ding van couscous is jy kan hom in dieselfde bak maak. Jy sit kookwater, selfde hoeveelheid. Dis dan As weer jy kookwater. couscous sit, Ja. sit jy dieselfde hoeveelheid kookwater by Ja. en jy laat staan hy swel saam uit. Dan is dit nou soos die lekker flavored camel vetjies, spioene soos Reina hom noem. Dat is vir Jack en sy stalks. Pragtig, baie pragtig. En ons couscous kom aan die gang. So Ja. is hy nou klaar. Ja, nou gaan ons hom net so bietjie die mekaar maak want hy verstaan Maar hy lyk dan nou so mooi. Ja, dit lyk alright, maar as ons nou eers bietjie mooi deur is, dan lyk hy nou weer bietjie beter. So as jy voel dat jou couscous bietjie droog is, kan jy altyd bietjie olyfolie deursit. Ja, so ek lubricate hom met 'n toestryk olie. Kyk omdat hy pasta gebaseer is, of hy's baie soos pasta, help die olyfolie om net om bietjie beter te beweeg. As jy hom nou so kyk, hierdie een is redelik los, ek het so 'n bietjie olyfolie in ingewerk vroeër. Hoor nou, dit lyk fantasties hoor. Ja. Ek dink mense wat nie eens couscous eet nie, gaan hom nou begin eet as al jou resep vandag. Maar ek koop nie om nie, maar ek gaan nou hierdie deel met al my Chili King fans. Meer is wel. Nee. Hoor so julle is nou, ek dink wat ons hier by die resep kan sê, ons gaan 'n bietjie vir mense kook wat hulle glad nie chilies eet ook vandag, né? So ek dink mense kan hom as hy klaar is, vat jy 'n bietjie van die Chili King olie en drizzle jy hom so ligtiglik weg hier oor. Nou wat hy natuurlik baie lekker maak is ook as jy die chili mayo Ja. in jou porsie indruk. Kan jy mayo ook insit? Jy kan mayo in insit. Ek het nie geweet ek kan couscous en mayo. Ek dink dit word mooi eers saam gaan werk, maar dit gaan werk julle. Ek dink Reina het 'n idee weet hierso. Quentin skryf neer, vertel die mense. Couscous à la salad à la grande by Reina. Right, so vir ons tomatietjies Ja, het ons, as jy kan sien daar, die botter se kleur het nou al klaar bietjie donkerder getrek. 'n mini see in die pan. En dan vat ons sout en peper. Werk hom in die bottertjie in. Right? So ons spice basies die botter. Dis hy. My goodness, ek het dit nog nooit getry nie. En dan Jy kry tips vandag weer. Wat gaan jy met tomaties maak? en dan gaan ons die tomatietjie eet. Nee maar jy gaan nou slaai maak met daai. Wat maak jy nou? Nee, ons maak nie slaai met tomaties. Tomaties, gebraaide tomaties is baie beter as slaai tomaties. So hierdie is dis nie soos 'n gebraaide tomaat wat in 'n breakfast koop in 'n restaurant nie. Man, dis basies dieselfde konsep. Is net ek hou meer van 'n tomatietjie wat in jou mond kan ontplof. Met al daai geure wat loskom. Okay, maar hierdie is soos 'n hulle noem hom iets 'n grilled cherry tomato of so iets so 'n manier. Wat met amper soos 'n sun-dried tomato, maar is ook nie eintlik nie. Ja kyk, dis nou amper donker, so daar's in elk geval die son om te sê die son het hom droog gemaak. Kom ons noem hom nou maar 'n pan-fried tomato. Kom jy regtig van die Kaap af? Waar kom jy eintlik Man, vandaan? ek is oorspronklik van Rustenburg af. Ah, 'n Wesrand mannetjie. Ja. O. Ek hoor ek het net gespeel, maar ek het net gegrap, maar net nie slaan nie asseblief. Ek is daar gebore en ek het maar in Hoogvrystaat groot geword en afgekom hierdie kant toe en ja, ek nog weer teruggekyk. Hoor jy so nou hoe ver is ons tomaties hierso? Nou, tamatie kom mooi aan, soos jy kan sien, die botterskympie sit nou mooi aan hom vas, so die hitte is reg.
Weet jy, ek het net nou 'n foutjie gemaak, my middelstoor is my neus, ek het nie agterkom, ek dog, Reina sê ek moet nader gaan met die kamera. Maar dit ruik verskriklik fantasties, ek gaan vir julle almal 'n smell note stuur. Smell note for everyone. Right, so daar is nou die plooitjies waarvan ek gepraat het op die tamatie. En dan vat ons net hierdie warm bottertjie. Ja. En sit hom reg bo oor. So hy soak nou in daai juices, in daai botter. Dis my. Wat gooi jy nou hier op, Reina? Hier is nou my eie geheime knoffel bottertjie wat ek hier aan mekaar geslaan het. Ons gaan nou net vir almal sê nie. Ja, want ek mag nie noem dat daar oregano, knoffel, botter en geel sout is nie. Kom maar, ek kan van niemand sê, hoor. Oi, do you guys getting this? It's sharing secrets over here. Right down, do it, we down. Solank ons mekaar verstaan oor daai geheimpie, is die saak reg. Nou Reina, wat sê, hoekom blink hierdie steak so? Right, dis nou die breinsuiker wat ek jou vroeër van vertel het wat smelt. Nee. Ek het ook, hy sweet net so 'n bietjie. Ja, hy Oor die hitte. Die breinsuiker haal letterlik die vog uit die lug uit en 'n bietjie vog wat bo op die vleis lê. Dan maak hy homself vloeistof. Kyk, suiker se natuurlike vorm is 'n vloeistof. Oh, weet jy, dit lyk beautiful. En so wat, hy steel hom ook mooi. Dis hy. Gee maar 'n caramelized flavor. Dis hy daai. Beautiful. Kom ons sien as jy hom op die grill gooi. Lekker warm grill. Lekker 180 grade met 'n lekker bietjie bottertjies en daar gaan hy. Ek gaan definitief saam met chili king hier. Ja, Ek gaan hom eers vir die son aan en dan gaan ek hom, of ek gaan hom so 'n mixture gee. Ja, sommer relish. Nou wat dit nou hoekom sê jy is dit okay om op 'n griddle 'n steak te maak? Kyk, die voordeel van 'n griddle is dat jy nie om 100% seël nie. Ja. So die hitte is genoeg om te seël dat jy nie die souse verloor. En hy's nie overcook dan. En hy's ook nie overcook. So as jy die regte herbs en spices gooi, dan gaan hy lekker smaak gooi. Dis hy. So eintlik het ons nou chili king salt nodig gehad. Eintlik, oorspronklik, ja, maar nou ja. Hoor ek het net nou gesien jy het so 'n snaakse wat goedjies weer daarop gooi. Dit is nie gewone sout daai nie. Wat is sout is dit? Hierdie ouetjie is seesoutklokkies. Dit lyk amper so sneeu julle of diamant is hulle sê. Ek gaan net 'n bietjie vat hierso. Jy kan sien dit is nie gewone sout nie. Dit is baie fyn as ek hom druk, dan verkrummel hy. En is bloody lekker. Maar is nie 'n ander woord vir dit nie. En jy het hom nou hier op gegooi. Nee, hy's nou nog nie daar op nie. Hoekom nie? Want ons droog hom uit as jy die sout voor die tyd opgooi. Dis hy. Daar's baie min mense weet hulle gooi baie keer sout op die vleis en goed en hulle verstaan nie. As jy ooh, hierdie ding is taai. Weet jy, moet hom nie maak as 'n wallet nie, jy moet ook nie sout voor die tyd opgooi nie. Hoor Reina, dit lyk vir my jy gaan in my mind change op 'n griddle steak hoor. Ja, nee, ons soos ek sê, proe maar na die tyd dan sê my wat jy dink. OK. Ons gaan so maak. Nou maak jy al kos van jy klein is of wat? Man ja, ek het my eerste eiere tot gebak op die ouderdom van 3 jaar oud. Op 3 jaar. Was dit per ongeluk of wat? Man nee, ek het maar die lou oonste laai uitgetrek soos wat meeste van ons daai tyd gehad het. En net ek op die stoof kon raak sien en toe bak ek my eerste eiere. Van daar af het ek nog nie weer opgehou nie. Maar dit is nou Jenny en 3 jaar oud. So jy het obviously die ouer mense gesien, hulle maak kos en toe try jy 'n move. Ja, my ouma is 'n baie Jy kom nie van Boksburg af nie, né? Dis nie daai van daai hou my dop vas en seker die move nie. Nee, nog nie. Nee, so my ouma is 'n ou tannie gewees wat op die plaas gebly het vir baie jare. So kos maak is wat sy gedoen het. Van vroegoggend af tot middagete toe en net na middagete dan begin sy met aandete. So ek is permanent omring gewees met kos maak en soos julle kan sien ek hou van eet. So jy moet kan kos maak as jy wil eet. Ja, ek sien jy het 'n lag on daarso. Maar jy stoot vir ons chili king uit daarso. Ek is trots op jou. Ja, nee, kyk, is ons moet mos nou adverteer. Hoor eens maar jy nou die eerste keer chili king geruik het. Ek sal dit vir die mense moenie vir my sous proe nie, ruik hom eerste keer. Jy het eers die mayo geruik en wat was jou gedagtes geweest daarso? Dis rarig. Dis een van die beste mayo kombinasies wat ek al teëgekom het. Die relish is ek mal oor. Daar's nou van die oudjies wat ek nou nog nie geprobeer het nie. Ons gaan hom nou kap met die Maar ons sal interview. hom bietjie toets gee daar. En ja, soos ek sê, ek is mal oor warm kos. En
Maar ek sal sê die mayo is ietsie niks. Ek sê altyd mense, ek wil sien wie kan daai is regtig 'n unieke smaak wat ons daar uitkry. Ja, nee, definitief. Nee, die mayo is ongelooflik. Dis die enigste woord wat ek kan dink om te gebruik vir ons. Hy is nou feitelik gereed. Medium rare sal ek aanneem. Mooi crispy vetjie daarso. Mooi grill outside. Sê julle, nou gaan ons proe. Julle sien ek het julle 'n mooi foto geneem, tomaties en alles hierso. Nou is hierdie geheime garlic en mushroom met hierdie lekker steakie. Hy sê ek moet al saam eet, ek gaan nou so proe. Klein bietjie steakie daar, boom boom boom. Dit is nie reg nie. Dit is onwettig, Reina. Ek dink hulle moet jou 'n fine gee, want jy sal mense vet maak. Nee, wat ek sit maar net die goed daar neer. Mense eet self. Wil jy weet hulle? Kyk hoe lekker hierdie ding. Beautiful, mooi sout, mooi chili king relish hierso. Hoor ek wil nou hierdie tomatie probeer sien, dit is so gebruik het. Hy is nie moontlik nie. Dit proe nie eens 'n tomatie nie, hoor. Ek weet nie wat jy wil sê. Wat proe dit nie? Hy bark in my mond. Dit is 'n ontploffing van sout en spice tussen hulle. Moet try hierdie couscous. Hoorie. Ek weet nie wat dit is nie couscous nie. Ek weet nie, dit is anders. Dit is binne lekker. Dit is baie sag. Gewoonlik is eintlik couscous is baie hard en meerderig. Smelt in jou mond. Ek probeer die laaste ene. Kyk, daar is 'n aardappeltjie. Nee, ek druk hom net so. Boom. Sag. Die probeer garlic reg deur en deur. Perfect spice, perfect sout. Well done, Reina. Mense, Reina se kos, chili king, saamgemeng, beste kombinasie. Ons sien julle weer. Dankie hoor. Okay mense, ons is nou klaar vir die dag. En ons gaan nou weer, ons is nog steeds besig met hierdie lekker kos en ons sien ons is lekker pink. Hoorie, ou moet baie dankie vir vandag. Ek moet sê was nou heerlik wees om vandag saam met jou te kook hier in Hermanus. Eintlik het al die kos wat ek gedoen. Maar cheers. Enige tyd. Cheers op 'n goeie tyd, goeie kos, goeie mense op Chili King en op Reina en Hermanus. Mense sien julle volgende keer, volgende episode van Chili King Relish Delish Show. Totsiens.